Hallo almal en baie welkom by NGB artikel 6 waar ons kyk na die onderskeid tussen die kanonieke en apokriewe boeke. Vandag bely ons as volg: Ons onderskei hierdie heilige boeke van die apokriewe boeke. Die derde en vierde boeke van Esra, die boek van Tobias, Judith, die wysheid, Jesus Sirach, Baruch, die byvoegsel by die geskiedenis van Ester, die gebed van die 3 manne in die vuur, die geskiedenis van Susanna, die beeld van Bel en van die draak, die gebed van Manasse en die 2 boeke van die Makabeërs. Die kerk mag hierdie boeke wel lees en daaruit lering trek vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. Hulle het egter geen sin sodanige krag of gesag dat iemand deur hulle getuienis enige iets van die geloof of van die Christelike godsdiens sou kon bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander, die heilige boeke, afbreek doen nie. Nou kom ons staan net vir 'n oomblik stil en kyk waar trek ons tans in die NGB. Ons het in artikel 1 gepraat van die enige en enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem. Toe daarna het ons gekyk na die 2 middele waardeur ons God ken. Ons ken hom deur te kyk na die skepping en sy onderhouding en regering van die hele wêreld. Maar dan ken ons hom op 'n meer spesiale manier, op 'n meer besonderse wyse deur sy heilige skrif. En dan maak dit net sin dat daar 'n bietjie uitgebrei word op wat ons glo van die heilige skrif. Daarom dat daar gepraat word in artikel 3 van die geskrewe woord van God, dat dit nie voortgekom het omdat mense dit voortgebring het nie, maar omdat die Heilige Gees agter dit alles sit. Hy is die een wat die skrywers geïnspireer het. En dan kyk ons in artikel 4 na die kanonieke boeke van die Heilige Skrif en ons het gesê die woord kanoniek, kanon, is afkomstig van wat beteken maatstaf. Met ander woorde, dit is die maatstaf vir ons geloof. Ons meet ons geloof, dit wat ons glo en dit wat ons doen, hoe ons God verheerlik en hoe ons verlos kan word slegs aan die kanonieke boeke van die Heilige Skrif. Hulle is ons maatstaf. En dan het ons gepraat oor die gesag van die Heilige Skrif. En nou is dit nodig dat daar weer teruggegaan word op 'n manier na artikel 4 en gepraat word oor die onderskeid tussen die kanonieke en die apokriewe boeke. Want ons kry ook apokriewe boeke. Nou waar die woord kanoniek impliseer dat dit is kanon, met ander woorde dit is die maatstaf waaraan ons alles van ons geloof meet, beteken apokrief iets anders. Die woord apokrief beteken gewoonlik weggesteek, want die oorsprong van die boeke het gewoonlik 'n gewoonlik 'n bietjie van 'n ander oorsprong as die kanonieke boeke en dis waarna ons vandag gaan kyk. So ons onderskei die kanonieke boeke waarvan daar in artikel 4 gepraat word en dis ietsie wat julle daar op die prentjie sien. Dit is maar net 'n oulike prentjie wat die verskillende boeke van die Bybel aandui en op 'n manier wys hoe hulle ingedeel kan word, alhoewel mense hulle op verskillende maniere indeel. Maar nou praat ons oor die onderskeid tussen hierdie kanonieke boeke, die 66 boeke van die Bybel en die apokriewe boeke. Nou daar was boeke wat ingesluit is by van die Griekse manuskripte van die Ou Testament, maar hulle was nooit deel van die Joodse kanon nie. Met ander woorde, vir die Jode was hulle nooit 'n maatstaf vir hulle geloof nie. En dan redes waarom hulle geskryf het, waarom hulle geskryf is, waarom apokriewe boeke geskryf is, dit was baie keer om gapings te vul. Vat byvoorbeeld die laaste boek van die Ou Testament, Maleagi. Hierdie boek is geskryf ongeveer 400 jaar voordat Christus gekom het. Intussen het daar baie gebeur en daar's nie enige nuwe openbaring van God aan die mense gegee nie, maar nou sê mense daar's 'n gaping wat ons moet vul. Ons moet bietjie skryf oor die dinge wat gebeur. Maar die gevaar is dat hulle hierdie dinge wat hulle geskryf het, voorgee as op dieselfde vlak as die ander boeke van die Bybel, of in daardie geval die ander kanonieke boeke van die Ou Testament. En dis 'n groot probleem. Mens kyk byvoorbeeld na die boek wat hulle hier noem die wysheid. Sy volle naam is die wysheid van Salomo. Nou wanneer jy Salomo daaraan koppel, dan laat dit jou klaar dink, okay, dit kan vertrou word, want baie gedeeltes in die Bybel is deur Salomo geskryf.
maar dit is wel nie deur Salomo geskryf nie, dit is iewers geskryf tussen 400 voor Christus en wanneer Christus gekom het, baie later as wat Salomo geleef het. En baie een van die ander redes hoekom hierdie boeke geskryf is, alhoewel die oorspronklike skrywers dalk nie dit so sou bedoel het nie, was dit om dwaalleer te verkondig. Want baie van hierdie goed wat ons in hierdie boeke vind, stem nie ooreen met dit wat ons in die kanonieke boeke vind nie, die heilige boeke vind nie. En daarom kan ons dit nie aanvaar nie. Ons het voorheen gesê dat die Bybel is wel 66 boeke, maar van Genesis tot Openbaring vertel dit een mooi verhaal. Dit is soos 'n goue draad wat deur al die boeke loop. En dis een pragtige mooi verhaal waarin daar geen weersprekings is nie. Maar as ons die apokriewe boeke, soos die boeke van Tobias en Judith en die wysheid van Salomo en die wysheid van Jesus ben Sirach en Baruch bygevoeg het, dan sou ons gesit het met 'n Bybel waar daar in sekere boeke weersprekings is. Dit sê goed wat ons nie glo nie. Nou kom ons praat vir 'n oomblik verder oor die geskiedenis van die apokriewe boeke. Die Ou Testament soos ons dit vandag het, volg die Joodse kanon. Met ander woorde die boeke wat die Jode as gesagvol geag het. In Jesus se tyd het hulle gepraat van die wet, die profete en die geskrifte. Dis die 3 kategorieë waarbinne hulle die Ou Testament opgedeel het. En dit is die boeke van die Ou Testament soos ons hulle vandag ken, Genesis tot Maleagi. Nou, Jesus het nooit die apokriewe boeke as geïnspireerd hanteer nie. Dit moet dadelik vir ons sê dat daardie boeke nie van die Heilige Gees afkom nie. Later het die Nuwe Testament ontwikkel. Hulle is apostolies in oorsprong, met ander woorde hulle het apostoliese gesag, hulle is ortodoks in dit wat hulle leer, met ander woorde korrek in wat hulle leer, en hulle word wyd aanvaar. Byvoorbeeld in die tweede brief van Petrus word daar gepraat oor die briewe van Paulus en hoe daardie briewe vertrou kan word. En dan kom die mylpaal iewers in die kerkgeskiedenis met die Paasbrief van Athanasius, en hy lys dat die 27 Nuwe Testamentiese boeke wat ons vandag het, kanon is. Met ander woorde dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer is. So nou het ons 'n Bybel wat bestaan uit die Joodse kanon, Genesis tot Maleagi, en die 27 boeke van die Nuwe Testament. Met ander woorde, as gesagvolle boeke aanvaar ons die 39 boeke van die Ou Testament en die 27 van die Nuwe Testament. Maar nou vat ons nie net vir Athanasius op sy woord, omdat hy in sy Paasbrief gesê het, maar hierdie boeke is gesagvol nie. By die konsilie is maar net 'n ander woord vir 'n vergadering, by die vergaderings van Hippo in 393 en by die konsilie van Kartago in 397 is hierdie boeke as kanoniek aanvaar. En dit is hoe ons gekom het met dit wat ons vandag het. Maar wat baie belangrik is dat hierdie boeke nie hulle gesag het. Hulle is nie gesagvol omdat die kerk sê hulle is gesagvol nie. Met ander woorde, ons kan nie sê 'n heilige man soos Athanasius en 2 kerkvergaderings het gesê hierdie boeke is heilig en daarom is hulle heilig nie. Nee, hulle het hulle heiligheid in hulle self. En ek dink dis waarna ons in die volgende artikel meer na gaan kyk. Hierdie boeke het in hulle self die bewys dat dit van God afkom. Soos wat ons hulle lees en hulle bestudeer, kan ons agterkom. Dit weerspreek nie die ander boeke van die Bybel nie, dit vul dit mooi aan, dit is soos 'n blom wat toe was en al hoe meer oopgaan, soos ons die hele Bybel lees, en dit vertel een wonderlike, pragtige storie. En die rede hoekom ons die boeke aanvaar, wat ons aanvaar, hulle het apostoliese gesag, die Nuwe Testamentiese boeke nou, daar's konsekwentheid met die vroeë geskrifte, met ander woorde die boeke van die Nuwe Testament weerspreek nie die boeke van die Ou Testament nie, inteendeel, hulle vervul al die profesieë van die Ou Testament en nog meer, en hulle het geestelike krag, hulle het die krag om ons te oortuig. Ons kan maar dink aan die woorde van Hebreërs, die woord van God is kragtig soos 'n tweesnydende swaard. En nou kyk ons so bietjie na wat die apokriewe boeke is. Ons kyk eers na die 3de en die 4de boek van Esdra, latere Joodse geskrifte wat met Esdra geassosieer word. Dit was nooit deel van die Joodse Bybel nie, en teologies is dit anders as sekere boeke van die Ou Testament.
En dis dieselfde met al die ander apokriewe boeke. Dan die boeke van Tobias, Judith, die wysheid van Salomo, die wysheid van Jesus, Sirach en Baruch, is alles boeke wat geskryf is ongeveer 200 voor Christus tot 100 na Christus. Nou, hulle het waardevolle leringe in hulle het baie morele reëls wat hulle gee partykeer goeie geskiedkundige agtergrond wat wel akkuraat is, maar hulle was ook nooit deel van die Joodse Bybel nie, en Jesus en sy apostels het hulle nooit aangehaal nie, en dit moet vir ons die brandpunt wees. Baie keer het hulle vreemde leer aan ons voorgehou, soos dat daar vir dooies gebid moet word, soos wat daar staan in Makabeërs. Die outeurs sê nie, dis ook baie interessant, die outeurs van hierdie boeke sê nooit dat hulle profeties geïnspireer is nie. Dan kyk ons na die byvoegsel by die geskiedenis van Susanna. Dit is toevoegings tot die Griekse manuskrip en die Vulgaat. Die Vulgaat is die Latynse vertaling van die Ou Testament, en dan later die hele Bybel. Daar is toevoegings tot Ester. Dan is daar die gebed van Asaria en die 3 heilige kinders, Susanna, Bel en die draak, maar weer eens, dit was nie deel van die Joodse kanon nie. En nou die vraag, het hierdie boeke enige waarde? Ja, ons mag hierdie boeke lees. Hulle is baie interessant, partykeer stem hulle ooreen met die Bybel, en dan mag ons hulle selfs gebruik en aanhaal, maar baie van die kere is dit wat hulle leer vreemd en nie in lyn met die res van die skrif nie. En daarom dat daar gesê word, hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander die heilige boeke afbreek doen nie. Daar is ook Nuwe Testamentiese apokriewe boeke soos die kinderevangelie van Thomas. Ons kan dink aan die openbaring aan Petrus, die openbaring aan Paulus, die evangelie van Maria, maar hierdie boeke is deur niemand as gesagvol aanvaar nie. Dit is onmiddellik verwerp, alhoewel die Rooms-Katolieke Kerk het baie van hierdie apokriewe boeke wat ons van gepraat het, wel, die Ou Testamentiese apokriewe, wel sien hulle dit as kanon. Hulle sien dit as heilig, terwyl ons sê, ons glo nie dit is deur die Heilige Gees geïnspireer nie, want wanneer ons dit lees, kan ons sien daar is vreemde leer daarin, en ons kan sien dit stem nie ooreen met die res van die skrif nie. Die gevolgtrekking, hulle mag geensins afbreek aan die gesag van die ander boeke doen nie. So, hulle mag gelees word, ons mag dit lees, ons mag dit interessant vind, maar ons mag dit nooit gebruik om iets van die geloof te bevestig nie. Byvoorbeeld, ek mag nooit op 'n kerkraadsvergadering sê, wel ek voel ons moet hierdie in die kerk doen, want dit staan so in die boek Judith. Ek kan dit nie doen nie, want dit is nie deur die Heilige Gees geïnspireer nie, dit is nie God se woord nie. Ons kyk dan volgende keer na die volkomenheid van die Heilige Skrif. En nadat ons daarna gekyk, ons beweeg ons oor na van die belangrike temas wat ons in die skrif kyk. Daar was dan in artikels 2 tot 7 baie gekyk na die leer van die Heilige Skrif. En dan gaan ons in die besonder oor na dit wat in die Heilige Skrif geleer word, oor die drie-eenheid, oor die skepping, God se voorsienigheid, die uitverkiesing, regverdigmaking, heiligmaking, wat dit ook mag wees. En ek sien uit om daardie pad saam met julle te stap. Lekker dag verder.